Ek is in 1632 in die stad York in Engeland gebore. My pa was 'n handelaar uit Duitsland. Hy het my 'n goeie opvoeding gegee. Hy wou hê ek moet 'n regsgeleerde word. Maar ek wou altyd op see reis. My ouers was baie ongelukkig met my planne. Hulle het gesê 'n lewe op see is gevaarlik. My ma het my gesmeek om tuis te bly. Ek was egter vasbeslote om my droom te volg. Op ouderdom 18 het ek my familie verlaat. Ek het na hulle gevaar sonder om terug te kyk. Dit was die begin van my groot avonture. Ek het nie geweet wat die toekoms inhou nie. Ek het op 'n skip na Londen gegaan. Die weer was sleg en die see was stormagtig. Ek was baie bang en het spyt gehad. Die skip het geskit en ek was siek. Die kaptein het gesê ons is in gevaar. Toe slaan 'n groot golf die skip. Water het binne die skip gekom. Ons het almal na die reddingsbote gehardloop. Maar dit was te laat. Die skip het begin sink. Ek het in die koue water geval. Ek het aan 'n stuk hout geklou. Die see het my na 'n strand gedra. Ek was alleen op 'n onbekende eiland. Ons skip was naby die kus van Afrika. Skielik het 2 vinnige seerowersbote ons aangeval. Hulle was baie talryker en sterker as ons. Ons kon nie veg nie en moes oorgee. Die seerowers het al die matrose gevange geneem. Hulle het ons na die hawestad Salé gebring. Ek was baie bang en het gedink aan vryheid. In Salé het 'n ryk man my as slaaf gekoop. Ek moes hard werk in sy tuin en huis. My eienaar was nie sleg nie, maar ek was nie vry nie. Ek het altyd 'n plan gemaak om te ontsnap. Na 2 jaar het ek die geleentheid gesien. Ek en 'n ander slaaf, Tsirey, het 'n klein bootjie gesteel. Ons het in die nag stil weggery. Ek het op 'n skip gewerk, maar ek wou vry wees. Ek het 'n plan gemaak om weg te hardloop. Ek het in die nag ontsnap toe almal slaap. Ek het na die kus gehardloop en 'n ander skip gevind. Die kaptein was vriendelik en het my gehelp. Ons het na Brasilië gevaar, wat baie ver was. In Brasilië het ek 'n nuwe lewe begin. Ek het geleer om suikerplante te kweek. My plaas het suksesvol geword. Ek het ander planters ontmoet en vriende gemaak.
Maar ek was nog altyd onrustig en wou avontuur. Ek het besluit om weer na see te gaan. Dit was 'n groot fout. Die skip was in 'n groot storm. Die wind het baie hard gewaai. Die see was baie woelig. Die skip het op 'n rots geslaan. Almal moes die skip verlaat. Ek het op 'n klein reddingsboot geklim. Die golwe het my na 'n strand gedra. Ek was die enigste oorlewende. Ek het op 'n eiland geland. Ek was baie moeg en nat. Die skip was in die verte gesink. Ek het geen kos of water gehad nie. Die eiland was stil en alleen. Ek moes dadelik 'n plan maak. Dit was die begin van my nuwe lewe. Ek het op die strand wakker geword. Die skip was weg en ek was alleen. Ek was baie bang en ongelukkig. Eerstens het ek water gesoek en gevind. Toe klim ek 'n boom om die eiland te sien. Ek het gesien dat dit 'n groot eiland was. Ek het 'n grot gevind om in te slaap. Ek was bang vir wilde diere in die nag. Daarom het ek 'n groot stuk hout as 'n wapen geneem. Ek het kos van die skip se wrak afgehaal. Ek het 'n tent van seile en pale gemaak. Dit was my eerste huis op die eiland. Elke dag het ek meer van die eiland verken. Ek het begin voel 'n bietjie beter en veiliger. Robinson besef hy benodig 'n veilige plek om te woon. Hy kies 'n klein vlakte naby die see. Eerstens bou hy 'n tente van seile en pale. Dit beskerm hom teen die reën en die son. Maar hy wil 'n sterker behuising hê. Hy begin 'n muur om die tent te bou. Hy gebruik klip en modder vir die muur. Die werk is baie moeilik en neem baie dae. Uiteindelik is die muur hoog en stewig. Hy maak ook 'n deur met 'n trap. Binne die muur voel hy baie veilig. Hy berg al sy voedsel en gereedskap daar. Nou het hy 'n goeie tuiste op die eiland. Robinson begin 'n dagboek om sy dae op die eiland te beskryf. Hy skryf oor sy werk en sy gevoelens van eensaamheid. Hy lees ook die Bybel wat hy van die skip gered het. Hierdie leeswerk bring hom tot ernstige nadenke. Hy besef dat hy voorheen 'n slegte lewe gelei het. Nou begin hy te bid en om vergifnis te vra. Sy geloof gee hom nuwe hoop en krag.
Hy is dankbaar vir die goed wat hy wel het, soos voedsel. Die dagboek help hom om sy gedagtes te orden. Hy skryf neer dat hy nou meer vrede voel. Hierdie geestelike reis is net so belangrik soos sy fisiese werk. Hy besluit om elke Sondag as 'n rusdag te hou. Op daardie dag lees hy, bid hy en dink hy na. Robinson besluit om sy eiland beter te leer ken. Hy pak 'n paar kos en water in. Hy begin vroeg in die oggend stap. Die landskap is baie mooi en groen. Hy sien 'n groot vallei met vrugtebome. Daar is ook 'n paar klein diere soos haas en voëls. Robinson ontdek 'n helder stroompie. Die water is vars en lekker om te drink. Hy loop verder en kom by 'n hoë punt. Vanaf hier kan hy die hele eiland sien. Hy besef die eiland is groter as wat hy gedink het. Hy sien geen tekens van ander mense nie. Dit maak hom 'n bietjie alleenig voel. Maar hy is ook trots op sy ontdekking. Hy keer terug na sy kamp met nuwe hoop. Ek het besluit om graan te plant. Ek het 'n klein stukkie grond voorberei. Die eerste oes was baie klein. Ek het die sade bewaar vir die volgende seisoen. Na 'n paar jaar het ek genoeg graan gehad. Ek het ook begin om druiwe en ander vrugte te kweek. Vir veeteelt het ek die bokke wat ek gevang het, gebruik. Ek het hulle in 'n kraal gehou. Die bokke het melk gegee. Van die melk het ek botter en kaas gemaak. Ek het ook 'n paar hoenders gehad vir eiers. Landbou en veeteelt het my lewe baie makliker gemaak. Ek was nie meer so afhanklik van jag nie. Ek het selfs oorskot gehad om op te berg. Dit het my 'n goeie gevoel van veiligheid gegee. Robinson loop langs die strand. Hy sien 'n voetspoor in die sand. Hy is baie bang en verbaas. Hy dink, is daar 'n ander mens op die eiland? Hy hardloop terug na sy fort. Hy voel nie meer veilig nie. Hy kan nie slaap nie en dink die hele nag. Wie het die voetspoor gemaak? Miskien is dit 'n kannibaal van 'n ander eiland. Hy besluit om baie versigtig te wees. Hy kyk elke dag vir meer tekens van mense. Maar hy sien niks vir 'n lang tyd nie. Die voetspoor verander sy lewe vir altyd. Ek het besluit om 'n grot te soek vir 'n beter skuiling.
Ek het 'n baie groot opening in 'n rots gevind. Binne was dit donker en ek was bang. Ek het my fakkel opgesteek om beter te sien. Toe sien ek 2 groot oë wat na my kyk in die donker. Ek het geskrik en hard weggeloop. Maar ek moes moed bymekaar maak en teruggaan. Met 'n stok in my hand het ek weer die grot binne gegaan. Die oë het aan 'n ou dooie bok behoort. Ek was baie opgelig. Die grot was perfek en baie veilig. Ek het al my goed daarin gebring. Toe besef ek dat angs jou oë kan bedrieg. Eendag sien ek rook op 'n ander deel van die eiland. Ek was baie bang. Ek het dadelik na my fort teruggehardloop. Ek het my geweer geneem en gewag. Die volgende dag het ek voetspore op die strand gesien. Die spore was van baie mense. Ek het ook bene en ander oorblyfsels gevind. Dit was duidelik dat kannibale hier was. Hulle het 'n mens geëet. Ek wou die kannibale doodmaak. Maar ek het gedink, hulle het my niks aangedoen nie. Ek het besluit om weg te bly en stil te wees. Ek het baie maande lank niemand gesien nie. Toe sien ek weer 'n boot vanaf die kus. Ek het weer in my fort gaan skuil. Robinson sien 2 kanoes nader die eiland. Hy sien dat daar gevangenes in die kanoes is. Een gevangene hardloop weg van die kannibale. Robinson besluit om die man te help. Hy skiet 2 van die agtervolgers met sy geweer. Die ander kannibale is bang en hardloop terug na hul kanoes. Robinson red die jong man. Hy noem die man Vrydag, want dit was op 'n Vrydag. Vrydag is baie dankbaar en wil Robinson dien. Robinson leer Vrydag om Engels te praat. Hy leer om ook om kos te maak en te jag. Vrydag vertel dat hy van 'n ander eiland kom. Hulle word goeie vriende. Robinson is nie meer alleen nie. Ek het Vrydag leer praat. Ons het begin met eenvoudige name soos man en brood. Hy was 'n vinnige leerder en baie nuuskierig. Ek het hom ook leer tel en skryf. Vrydag wou alles oor my God weet. Ek het hom van die skepping en Jesus vertel. Hy het baie vrae oor die Bybel gehad. Ek het hom die beginsels van die Christelike geloof verduidelik. Hy het my taal en gewoontes vinnig aangeneem. Vrydag het ook leer jag met 'n geweer.
Hy was baie dankbaar vir my onderrig. Ons het goeie vriende geword. Ek het hom alles oor my eiland gewys. Sy opvoeding het hom 'n nuwe mens gemaak. Een oggend sien ek 'n skip nader die eiland. Ek is baie opgewonde, maar ook versigtig. Die skip het 'n probleem en lyk beskadig. Ek kyk deur my verkyker en sien seelui in 'n reddingsboot. Hulle roei na die strand toe. Ek verberg myself agter 'n rots om hulle te observeer. 3 van die mans is gevangenes. Die ander seelui is baie sleg en wil hulle skade aandoen. Ek besluit om die 3 gevangenes te help. Met my geweer en Vrydag storm ons vorentoe. Die slegte seelui is baie verbaas en bang. Ons red die 3 mans en die ander seelui vlug. Een van die geredde mans is die kaptein van die skip. Hy vertel my dat sy bemanning teen hom gerebelleer het. Eindelijk het ek mense om mee te praat wat my kan help. Robinson en Vrydag sien 'n skip nader die eiland. Hulle is baie opgewonde, maar ook versigtig. Die skip anker naby die kus. Robinson kyk deur sy teleskoop. Hy sien dat die matrose 'n muiter is. Hulle hou die kaptein en 2 ander mans gevange. Robinson besluit om die kaptein te help. Hy en Vrydag maak 'n plan om die skip te vat. Hulle praat in die nag met die kaptein. Die volgende dag val hulle die muiters aan. Die geveg is kort, maar hewig. Robinson se mense wen die geveg. Die kaptein is nou weer die baas van die skip. Hy vra Robinson om saam met hom na Engeland te gaan. Robinson en Vrydag vertrek uiteindelik van die eiland. Hulle vaar op 'n skip na Engeland. Die reis oor die see is lank maar rustig. Robinson voel baie opgewonde om tuis te gaan. Hy dink baie aan sy familie en vriende. Vrydag is bang vir die nuwe land. Robinson beloof om hom te help. Na baie weke sien hulle die kus van Engeland. Robinson se hart klop vinnig van geluk. Hulle stap aan wal en voel die grond onder hul voete. Alles lyk vreemd en anders na 28 jaar. Robinson ontdek dat sy ouers nie meer lewe nie. Hy is hartseer, maar hy het nog steeds geld en vriende. Robinson en Vrydag begin 'n nuwe lewe saam in Engeland. Ek het my eiland verlaat en na Engeland teruggekeer. My familie was baie verbaas om my te sien.
Ek het geleer dat almal gedink het ek was dood. Ek het my geld en besittings van Brasilië ontvang. Ek was nou 'n ryk man. Ek het getrou en 'n gesin begin. Maar ek kon nie stil sit nie. Die see het my weer geroep. Ek het besluit om weer op reis te gaan. Ek het na my eiland teruggevaar met nuwe setlaars. Die eiland het goed ontwikkel. Vrydag en die ander mense was gelukkig en veilig. Ek het hulle meer voorrade en gereedskap gegee. Toe vaar ek verder na nuwe avonture. My lewe was vol onverwagte reise.